Welkom by Jaco Kwadraat, die potgooi waar ons probeer om geld prakties, persoonlik en prettig te maak soos net twee rekenmeesters kan. Of soos chat vir jou sê, jy moet dit sê. Net so, Jaco. Maar het raak al beter hoor, ek moet dit daar sê. Maar Jaco, ek het nou al weer 'n riller verhaal vandag. Prof, jy het altyd hierdie hartseer stories vir ons luisteraars. Jaco, dit is, en kom ons gebruik nou maar die name Portia en Pieter. Hulle was vriende van skool af, het saam gestudeer en toe hulle studies in dieselfde dorp, of na hulle studies in dieselfde dorp begin werk. Beide se ouers was deur egskeidings gewees, so hulle wou nie te gou trou nie. Pieter het 'n woonstel gekoop en Portia het maandeliks helfte van die paaiement betaal, want hulle het saam daarin gebly. En toe ek op 'n stadium met Portia gesels het, was die woonstel amper klaar betaal gewees. En hulle het nog goed oor die weg gekom, maar sy het begin wonder watter aanspraak sy sou hê op haar deel van die woonstel wat sy gevoel het sy afbetaal het. Byvoorbeeld as sy te sterwe sou kom, sou sy dit eerder vir haar sussie wou gee. En Jaco, die is 'n probleem wat ons vandag nogal baie gereeld kry, en ons het om die waarheid te sê ook 'n luisteraar wat vir ons 'n vraag daaroor ingestuur het. Prof, maar ek dink kom ons stel gou eers ons gas in die ateljee bekend. Ek dink jy's nou weer soos gewoonlik ongeskik, maar ek neem aan dit taakgedrewe. Ek wonder of dit nou anders sou wees as die gas net iemand anders was as jou seun, of dit nou anders sou wees. So ons het 'n baie belangrike gas vandag. Nou verander jy sy storie hierso. So ja, nou jammer. Maar jy ken ek al jou pa soos hy is. Ek meen, dit is nou nie asof haar salf te smeer is dan op sy ou dag nie. So, Janu, dankie dat jy bietjie saam met ons kom gesels. Jy het nou gehoor die storie wat jou pa met jou gedeel het. Ek hoor jy's in 'n ernstige verhouding. Ek het hom al vir Francisca ontmoet, maar ons sal nou so 'n bietjie by jou hoor hoe julle finansies bestuur en of jy al iets by jou pa geleer het, indien enige. Nee, dit klink goed. So Jaco, kom ons hoor gou wat het die luisteraar gevra. Hallo Jaco en Jaco, ek het 'n vraag vir julle. As jong mense nog nie getroud is nie, maar hulle is in 'n ernstige verhouding, dink julle dit is wys vir hulle om saam 'n bankrekening en gesamentlik hulle finansies te doen, of moet hulle dit hou vir na die troue? Daar's hy, 'n baie reguit en eenvoudige gelaaide vraag, Jaco. Prof, ja, daar's klomp maniere. Ons ken die persoon wat die boodskap gestuur het. So ek dink mense moet so 'n bietjie konteks gee, want ons ken die konteks, omdat ons die persoon ken. So anders as jou geval, die voorbeeld wat jy vertel het van Pieter en Portia, hierdie paartjie is ook van plan om te trou, maar hulle bly nog nie saam nie. So hulle is van plan om te trou, en die vraag is, uit daai oogpunt uit, hulle bly nie saam nie, hoe moet hulle finansies bestuur? En ja, dit is eintlik in 'n mate soortgelyk waar jy en Francisca is. Die plan is om te trou, alhoewel hulle nog nie 'n ring aan die vinger is wat ek van weet nie. Ons mag ook nog nie sê dat hy begin kyk het nie. Ja, nee, ons sal dit nou nie dit sal nou nie nice wees om dit te sê nie. Maar so, kom ons praat so 'n bietjie oor dit, maar julle het ook al 'n paar goed saam begin. Ek meen die plan is om te trou, julle het al daar gesels en julle spaar so 'n bietjie saam. So vertel ons 'n bietjie, wat doen julle, hoe doen julle dit, en dan gaan ons van ons kant af iets te sê daaroor, waarskynlik. Okay, ja, nee, ons het 'n semi-gesamentlike rekening. Die idee is dit is nie, want ons is nog nie getroud nie, so ons is nie afhanklik van mekaar nie. So die idee is eintlik, dis net om geldjies saam weg te sit as ons iets lekkers wil doen. So byvoorbeeld ons gym saam, so die geld vir ons gym membership word daar uitbetaal. Maar die idee is, wanneer ook al een van ons lus het om ietsie vir ons albei te doen, dan sit ons geld in die rekening, en dan kan dit nou gebruik word vir iets wat ons saam besluit het ons wil gaan doen, as ons byvoorbeeld 'n koffie wil gaan kry, of as ons dalk miskien, ek weet, ons het laas Desember het ons 'n snybord gekoop vir die kombuis vir een dag, want ons het baie mooi ingesien. So dis dit ietsie waar ons geld in wegsit wanneer ons ekstra geldjies het wat ons graag wil iewers bare vir ons. En dan ietsie saam daarmee te gaan doen. Okay, kan ek 'n persoonlike vraag vra hieroor gou, Janu? So sê gou om daarom vooraf gewaarsku. Laat ek persoonlike vraag gaan vra, ja. So
gee elkeen dieselfde bedrag of gee julle soos julle kan? So want waar ek wil by uitkom is en niks op julle, ek praat in die algemeen. Dis 'n baie mooi idee en ek dink dis baie oulik en dis goed om saam te leer om jou finansies te bestuur, maar ek meen daar's geen waarborge. Ek meen selfs mense wat getrou is bly nie by mekaar nie. Soveel te meer mense wat nog nie getroud is, daar's geen waarborge nie. So en dan is die vraag, as daar moes iets gebeur met die verhouding, en ek praat nie van julle nie, ek praat oor die algemeen, en elkeen het nie dieselfde gegee nie. En ek meen, dis min dat verhoudings mooi eindig as dit eindig. So hoe gaan mens dan besluit wie se geld is wie se? So sommer net, so hoe doen julle dit? Hou julle boek daarvan of is dit maar net nie, dalk is dit baie mooi om dit te doen, eintlik maar soos 'n getroude paartjie en te sê, ons doen dit ter goeder trou. En as daar ergens iets gebeur, 50-50 of whatever die geval mag wees. Ja, nee, ek kan dink dit kan nogal baie drama en moeilik wees. So in ons geval, ons hou die bedrag baie klein. So dis 100, 200 rand. Dis nou nie duisende rande nie. So dit hou dit redelik klein en ek dink die regverdige deel in hierdie situasie is om dit helfte te hou. Dit maak nie saak hoeveel wie bygedra het nie, want dit is sodra dit in daai rekening ingaan, is dit ons geld. Dis nie myne en dis nie Mahane nie, dis ons in. So as dit ons in is, dan moet ons dit in die helfte weer deel. Okay. Prof, jy Ja, so kom ons gesels nou sommer so 'n bietjie met Jano hier. Jaco, ons het as ons hierna gaan kyk, gesê daar's 'n paar goed wat 'n mens moet oorweeg voordat ons by die luisteraar of die kyker se vraag kan uitkom. Die eerste een is, mense moet bietjie gaan kyk, maar wat is ek wil amper sê die voordele en die nadele van die gesamentlike finansies, en dan gaan ons nou 'n bietjie by wetlike aspekte uitkom, nie dat ons nou prokureurs is nie, so ons seker weer op iemand se tone trap. Maar Jaco, wat sou uit 'n praktiese oogpunt uit die oorweging wees om vir 'n paartjie hulle geld saam te sit? Prof, ek dink dalk my siniese kant is moeilik. Dis maklik om uit van 'n huwelik oogpunt uit te doen. Ek dink uit 'n paartjie wat van plan is om te trou. Ek dink die voordele daarvan, as ek dit so kan sê. Ek dink mense leer van voor jy getroud is al oor finansiële dinge te praat, want ek dink dis een van die goed wat baie maklik in 'n huwelik gebeur, is dat die een persoon neem amper beheer en die ander persoon weet nie wat aangaan nie. So as jy as 'n paartjie reeds van jou geld saam sit en dit saam bestuur, dan leer jy van voor jy al getroud is om saam jou geld te bestuur, saam daar te gesels, saam doelwitte te stel en te sê ons sit hiervoor geld weg, saam besluite te neem, ons gaan dit hiervoor gebruik. Nee, maar ek wil eerder dit doen, want ek meen dis tog wat gebeur. Ek kan nou maar net dink met Janu, die een wil partykeer iets doen, die ander wil iets anders te doen. En dan as jy jonk en verlief is, dan gee mens baie makliker in. As jy oud en getroud is, dan gee jy nie meer so maklik in nie, dan raak dit so 'n bietjie so ja, dis as jy ster in jou oë het, dan as besluit neem ek 'n bietjie anders te maak. Ek dink dis wel goed om blootgestel te word daaraan. Ja, so daar is 'n paar praktiese goed en ek meen dit gaan selfs in die huwelik in en ons gaan daarmee afsluit aan die einde of ja, so maar daar is ook nadele. Daar kan 'n verlies aan onafhanklikheid wees en Jaco, jy het nou eintlik daarna verwys. Veral wanneer jy nou nog sterre in die oë het, dat die een met die sterker persoonlikheid kan eenvoudig die hele show run en besluit wat met hierdie geld gebeur en natuurlik ook as 'n mens dit so begin saamgooi, dan begin die geleenthede daar vir konflik, wanneer die sterre dalk nou een oggend nie so goed. Ja, en ek dink dis die voordeel daarvan in 'n mate. Hierdie klink nou soos 'n onderhoud, né? Met 'n onderhoud, ja, jy word geleer. Jy moet jou swakpunt so stel dat dit 'n goeie punt is en hier is nou amper dieselfde, né? Die risiko is dat daar kan konflik wees. Maar ek dink dis wonderlik, want jy moet daai goed, voor jy getroud is, moet daar so 'n bietjie konflik wees. Jy moet leer hoe om konflik te hanteer. Ek meen, dit is deel van die lewe. Vir my is die grootste risiko, en ek het dit eintlik nou aangeraak, is as die verhouding skeefloop, hoe mens daai besluit gaan neem. En Jane, in jou geval het jy sê, dis nie groot bedrag nie. So, dalk is dit 'n goeie ding om te sê, voor 'n verhouding, en dieselfde met die luisteraar se stemboodskap, om te sê, mens kan so 'n bietjie paar saam goed doen, sodat jy blootgestel word daaraan. Maar jy gaan nou nie 'n voertuig koop. Ek wil amper sê, jou voorbeeld met Porsche en Pieter, dis die ander ekstreem. En daar is vir my 'n groter risiko, want ons het gesels ook voor die tyd oor Porsche en Pieter, om te sê, maar in Porsche se geval, het sy dalk nou meer van die huis al afbetaal
as die ander een. So sy het ekstra geld weggesit in die verband. So Maar sy die huis is en al- eintlik nie op haar naam nie. Hy's nie eens op haar naam nie. So dis die ergste. Ek meen die huis is net op sy naam. Sy het 'n groter gedeelte van die verband afbetaal en as daai verhouding nou skeefloop, dan is dan is dit baie moeiliker. So Maar Jaco, kom jy praat nou van die risiko. So kom ons stap so 'n bietjie verder want ek dink dit is ook iets wat ons dalk agter die luisteraar se vraag na kan kyk. Jaco, weet jy wat die verskillende wetlike opsies vir trou is in Suid-Afrika of die huweliksgoedere bedelings as ons nou daai verskriklike woord kan gebruik? Jaco of Jano? Jy het Ag, gesê Jaco, Jano, maar ek dink is Jano. Jano bedoel want jy weet ek ken al die antwoorde mos. Ekskuus Janu. So ek dink ek gaan nie heeltemal reg hê nie, maar ek dink daar's 3. Een vir waar alles wat julle besit saam is en dan een waar alles wat julle besit apart is. En dan soos wat ek verstaan dis dan die derde opsie is waar alles wat julle besit voor julle trou is apart, maar alles wat julle in besitting kry nadat julle getroud is saam. Jaco, iewers het iemand een van ons aanbiedings bygewoon. Ja, of jy's maar net 'n goeie pa wat mooi vir jou kind geleer het. Maar dis basies ja, ek dink dis baie mooi saamgevat. Ek dink net om dit saam te vat as ons nou ek wil nie as die regstegniese beginsels nie want ek dink nie dis dit nie, is binne gemeenskap van goedere. Dis die eerste wat jy gesê het. Alles word 50-50 gedeel. Jy is eintlik dis uit 'n regsoogpunt uit sien die reg jou as een entiteit. Daar is nie twee persone nie as jy iets wil koop, moet al twee teken. As jy iets inkomste verdien buite na jou salaris, dan sien selfs SARS dit as helfte tussen die twee. Ja, so en ek wil amper sê dis my ouers in hulle tyd was dit amper die norm. En mense het gedink as jy nie binne gemeenskap van goedere trou nie, dan vertrou jy nie mekaar nie. Dit was wel half amper die norm, maar dit het baie verander. So die ander opsies is dan buite gemeenskap en daar's twee alternatiewe. Soos jy reg gesê het, buite gemeenskap beteken daar's eintlik twee aparte boedels. Elke persoon het sy eie boedel, is sy eie entiteit, maar dan kry jy sonder die aanwas, so buite gemeenskap sonder die aanwas, dan is dit twee aparte boedels. Elke ou is wat myne is myne. En dis hoe dit is. Dis nie in ons huwelik werk dit so 'n bietjie anders dan. Ons huwelik werk dit so. Wat myne is ons sin en wat hare is hare. So maar en dan die laaste een is die buitegemeenskap met die aanwas. En dis een wat jy gesê het, alles voor die huwelik is dan is nog steeds elkeen se apart, maar alles wat jy vandat jy getroud is word dan saamgesit en dit vorm een pool. En wat mens dan daar kan doen is jy kan eintlik maar net sê, selfs al het jy goed van voor die huwelik af in die huwelik inkom, kan jy sê, maar ek kies om 'n deel van die huwelik te maak, so jy spesifiseer dit nie apart nie. Waar mense tipies dit sal doen, is as daar een inkom, kom ons sê die meisie het klaar plaas geërf, en die pa wil nou nie hê die plaas moet alreeds van die skoonseun se deel wees nie, dan word dit apart uitgesluit. So dis die 3 opsies. Maar Jaco, dis nou die wetlike goed as jy nou getroud is, maar in die vraag, en in Portugal se geval, die probleem is wanneer jy, kom ons sê dan nou so informeel saam woon, is daar geen outomatiese finansiële regte nie. Proef, ek dink nou sommer net, as mens nou moet tegnies raak, wat beteken informeel saamwoon? So hoe bly jy formeel saam en hoe bly jy informeel saam? Man, jy is nie formeel getroud nie. As jy nie getroud is dit wat jy bedoel. Informeel is nie getroud nie, okay, nee, ek maak maar net seker, okay. So jy het geen wetlike aanspraak nie. So om terug te kom na Porsche se geval toe, sy het eintlik nie 'n wetlike aanspraak nie. Sy gaan, of van nature nie, sy gaan moet hof toe gaan en sê, maar ek het hierdie geld bygedra. Sy moet gaan motiveer. Dit maak dit baie ingewikkeld as paartjies, met ander woorde, hulle geld saamvoeg, besittings saamvoeg, sonder dat hulle in 'n wetlike verhouding is. So, Jaco, ons het wel, en ons gaan nou so 'n bietjie verder met Janu gesels. Ek kom in die akademie uit, ek moet 'n paar interessante navorsing met jou deel. Wat die navorsing vir ons wys, en dis deur die Instituut vir Familiestudies gedoen. Ja, nou kan ek net waarsku, jy kan nou maar jou oogies toemaak en dan die slaap raak as hy begin met sy navorsing praatjies. Saamwonende paartjies hou inkomste en bates meer apart, terwyl getroude paartjies dit kombineer, en dan vind hulle dat waar paartjies eintlik hulle bates en inkomste kombineer, is daar groter stabiliteit in die verhouding. Dan het die Wall Street Journal gesê, getroude mense het hoër nettowaarde en is meer geneig om huiseienaars te wees as hulle ongetroude eweknieë.
En dan Jaco het ek ook in COVID-19 navorsing gedoen en dit het vir ons baie duidelik gewys dat persone wat in ernstige verhoudings is of getroud is, baie minder stres het en ook beter welstand getoon het in daai pandemie. Ja, ek kan nou baie goed sê, maar gaan myself in die moeilikheid kry as ek nou iets sê. Kom ons beweeg aan. Ja, nee, ek dink so. Gegee dit wat ons nou al gepraat het, watter lesse dink jy het jy al geleer oor die bestuur van jou geld en wat jy dink jy en Francesca sou wou toepas? Is daar iets wat julle dalk al oor gepraat het oor hoe julle dit wil doen? Ja, so dis eintlik hoekom ons begin het was om bietjie te oefen om saam met geld te werk. So die idee was om dit te praktis want mens word groot gemaak op verskillende maniere met verskillende idees van hoe mens werk met geld. En mens moet eventually 'n middelpunt vind waar mens kan saamwerk met die ander persoon. So dis waar ons begin het om 'n klein weergawe te doen van wat ons plan is vir een dag. So ons idee is om basies 3 rekeninge te hê. Een waarin al ons geld van wat albei maak van albei kante af in een rekening in te betaal te word. Want soos ons het sien is as jy getroud is jy een, so alles wat jy besit is saam julle sin. So maak nie saak hoeveel wie verdien nie, al die geld is albei sin. So dit word in die gesamentlike rekening inbetaal en van daar af uit kan mens half soos sakgeld verdien. Soos byvoorbeeld dan kry jy nou jou geld vir klere en vir badkamergoed en dalk vir vermaak of so iets. Ja, vir rekenaar games en so. Die nerds hier so onder ons. So ja, die idee is om al die geld in een Speel sy ook rekening. rekenaar games. Sy speel ook rekenaar. Ons het Jy wil inteendeel nie nou weet nie. ek het net met haar gereël, ons gaan weer môre sit en games speel. So ja. Wat op in die huwelik. Wat voor lê. Ja, nee. Toe ek is met 'n rekenmeester getroud en ek is 'n rekenmeester. Dink hoe binneland is dit. Ja, nee, so dan en dan van daar af uit word daar geld dan elke keer oorbetaal dat ons ons eie geld het en daarmee kan jy dan doen wat jy wil, maar die gesamentlike geld is dan vir alles ook weer gesamentlik, soos vir huis en vir kos en sulke goed. Prof, ek weet hierdie episode is 'n idee nou nie om te praat oor hoe paartjies hulle geld moet bestuur en ek dink ons het nie tyd daarvoor nie. Net een praktiese ding. Ek dink in beginsel is dit wat ons ook vir mense sê. Die praktiese deel daarvan is mens kan nie een rekening hê en dat jou geld in een rekening betaal word nie. As jy salaris sê moet die rekening in jou naam wees, jou salaris gaan daarin, hare gaan en dan kan jy dit weer oorplaas na gesamentlike rekening. Maar uit 'n praktiese oogpunt kan mens nie een jy kan een in een naam hê, maar jou salaris gaan nie daarin so Ja, betaal die word nie. werkgewers het baie keer vandag ek wil amper sê so 10, 20 jaar terug was dit maklik dan baie vrouens ek weet wat se geld in hulle man se bankrekening inbetaal word, maar deesdae is werkgewers nogal nie genee om dit te doen nie. So prof, ek dink ons moet afsluit. So Janu, baie dankie vir jou tyd en jou insigte hierso. Jou pa het jou mooi geleer. Jy het al die regte antwoorde gegee of ergens het jy anders die regte inligting gekry. Ek weet nie noodwendig of dit jou pa was nie, maar ek dink wat vir my uitkom uit wat julle doen uit die vraag van die luisteraar en selfs uit daai jou storie is dis goed om voor die huwelik mens moet oor hierdie goed praat. Finansies veroorsaak baie konflik in die huwelik en as mens vooraf kan al leer om dit saam te bestuur, dink ek, is dit net soveel makliker dat as daar groot besluite is en moeilike besluite is, dat jy as paartjie al reeds geleer het om dit saam saam die besluite te neem en saam oor te praat. So ek dink goed vir julle. Jaco, ek wil afsluit met 'n uitdaging vir ons jong luisteraars en kykers wat dalk nou op hierdie punt staan waar Janu hulle nou staan. En Janu kan ook sommer luister. Ek wil vir julle 'n agendaatjie gee vir 'n koffie of 'n milkshake afspraak. Gaan praat 'n bietjie of oor finansiële verpligtinge wat hulle ek wil amper sê die paartjie uit hulle vorige verhoudings dalk het of hulle dalk al van tevore bankrot was. Gesels bietjie oor julle kredietgradering. Daar's interessante plekke aanlyn wat jy dit gratis kan kry. Gesels dalk 'n bietjie oor wie 'n kompulsiewe koper is, daai een wat nie die kredietkaart behoort te hê nie. Oor ek dink daai wat jy nou gesê het, wil julle bates in julle gesamentlike name hê. Gesels 'n bietjie oor watter van hierdie huweliksvoorwaarde kontrakte vir julle goed gaan wees. Gesels bietjie oor of jy verkies om geld op vakansies of dinge uit te gee, wil jy eerder goed koop. En dan die laaste een, gesels ook 'n bietjie sommer nou al oor hoeveel kinders jy
wil hê, want dit gaan dalk 'n klomp ander van jou besluite beïnvloed. As jy weet jou vrou wil 6 kinders hê, moet jy dalk al nou begin minder vakansie hou om net gewoon te raak dan. Of jy moet juis gaan elke week vakansie hou. Ja, terwyl jy kan. Ja, vir my was een van die dinge om te sê 3 maksimum, want na 3 moet jy 'n groter kar koop en dit werk nie vir my nie. So. En dis hoekom jy 'n paar 7-seaters het. Net so. Janu, het jy enige laaste vraag of opmerking vir ons kykers? Ja, ek dink dit wat ek wel wil sê is dit was natuurlik nie maklik in die begin nie. Ons moes eers baie mooi daaroor praat en dinge uitfigure voor ons dit net begin doen het, want mens word maar verskillend groot gemaak en dit maak dinge moeilik, maar soos wat mense oefen raak dit al hoe makliker en makliker. Soos ek het al vergeet ons het 'n gesamentlike rekening. Ja, kom net weer natuurlik. Dit gebeur nou net van nature, maar ja. Nee, dis al wat ek vir nog gedeel het. Baie dankie. Daar's hy. Jaco, ek wil die kykers dan met daai gedagte los dat niks wat die moeite werd is gaan maklik kom nie, maar hier is dalk ietsie wat jy kan oorweeg. Ja, ons hoop die luisteraars, ek hoop die persoon wat die boodskap gestuur het iets geleer uit. Ja, nee, dankie vir jou tyd en 'n lekker dag vir almal en gaan bestuur julle finansies mooi verantwoordelik saam. Totsiens.